vol hartseer, vol sonde, vol gevolge van sonde, dalk van iemand anders, of dalk van die sonde wat ek gedoen het. Maar dit is vol hartseer en swaar kry. Selfs Paulus in 2 Korintiërs 11 beskryf sy swaar kry wanneer hy sê, 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van houe gekry, van 39 houe gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan en 1 keer is ek met klippe gegooi. O, gits. Hier is ek nou besig om my hele storieetjie, dat ek dit net gou weer oopmaak. Met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei en een van daardie kere het ek 'n dag en 'n nag op die see oorleef. Ek was dikwels op reis in gevare van riviere, van rowers, van my volksgenote, van nie-Jode, gevare in die stad en verlate gebiede, gevare op see en gevare onder vals medegelowiges. Ek weet van harde werk en swaar kry, van baie nagte se wakker bly, van honger en dors, van dikwels sonder kos te moet klaarkom, van koue en sonder klere wees. Selfs Paulus het ervaar wat dit is om swaar te kry op hierdie aarde. En donderdag het iets my verskriklik gevang. Ek dink pastoor het dit ook al genoem, maar wanneer ons voorberei vir 'n boodskap, is daar dinge wat deur die week gebeur, wat ons kan sien, die Here, dis amper asof die Here die toepassing vir ons wys in die week, die heeltyd deur dinge wat gebeur. Donderdagoggend is ek die laaste rukkie by die skool, daar's net 'n paar kindertjies by die skool, en hier kom 3 kindertjies na my toe aangestap, en Tannie, kan Tannie net asseblief my selfoon vir my laai? Ek sê, joh my kind, eintlik gaan Tannie nou hier toemaak. Jy weet, dis nou vakansie, is nie eintlik kinders nie, ons gaan toemaak. En, die Heilige Gees sê net van, weet wat, jy het nou nog so 10 minute van skoonmaak, of 15 minute, vat nou maar net en laai. Ek sê, weet jy wat, Sena, bring, Tannie gaan hom vir jou laai. Nou het ek hom daar. Maar ek sê, jy moet nie ver gaan nie, want as ek nou wil toemaak, dan wil ek hier vir jou gaan soek, om nou uit te vind, waar is jy, sodat ek jou selfoon vir jou gaan gee nie. Nee, Tannie, ons gaan sommer net hier by die tafeltjies en stoeltjies sit. En so terwyl ek nou maar al die goedjies by mekaar kry, sit ek nou die drietjies so en kyk, en hy skree so vir my daar, Tannie sê vir my, wat kos die ysies nou weer? Ek sê, Sena, ek het niks meer ysies nie. Ons is nou toe, daar is nie meer so baie voorraad nie, so jy moet nou net kyk, ek het 'n paar goedjies oor. Nee, maar okay, nee, dan sit reg, Tannie. So 3 minute later, hier kom die drietjies van hulle aangestap, en hy gooi so 'n paar 10 en 20 sente, gooi hy daar neer. Tannie, ek het nou 'n paar rand by mekaar gemaak, sê hy vir my. So, ons wil asseblief lekkers hê. Ek sê, okay Sena, wat se lekkers wil julle hê? Maar nou, in my, dit is laaste dag van die skool, ek is nou nie meer so streng oor, ja, ek sien baie keer in elk geval maar oor. Maar wat se lekkers, nou is dis R3 wat nou daar voor my lê, en dit is hulle kies sorgvuldig, hulle moet die beste kwaliteit vir die R3 kry. Nou staan hulle daar en hulle besluit, nou die een sê, Tannie gee my sommer net 3 van daai, nee, sê die ander 2, nee, ek wil van daai hê, okay, jy wil van die enetjie, ja Tannie, jy, watter een wil, nee Tannie, ek wil jy daai een, so kies hulle sorgvuldig wat hulle wil hê. En terwyl ek dit uithaal, besluit ek, ek gee sommer vir elkeen 2 van elke enetjie, dis nou vakansie. Tannie, baie dankie, want met moeite het hulle 20 en 10 sente by mekaar gekry, so as hulle nou dubbelwaarde vir hulle geld kry, dan beteken dit nou vir hulle nogal baie. En so staan hulle daar rond, en ons wag nou, ek wag het almal klaarmaak, en toe ons klaar is, toe haal ek die laaste goed uit die vrieskas uit, en daar's presies 3 melkysies in daai vrieskas. En ek sê vir my dogter, vat die melkysies, gaan gee gou die ysies vir hulle. Hier sê hy om en sy vat die ysies.
En hier kom die drietjies aangestap met so 'n sakkie. Ek het hom nou per ongeluk in my kar vergeet, want ek het dit nie geëet nie, want ek wil dit vir julle gewys het vanoggend, maar dis so 'n plastiese sakkie, wat hulle toe nou vir my bring. En die seentjie sê vir my, Tannie, ek wil vir Tannie hierdie gee. Ons het dit self gekerf. Ek sê, ai my kind, vreeslik dankie. En ek dink, terwyl hy dit vir my sê, dink ek in my hart, in my gedagtes, dat hulle het R3 bymekaar gemaak om sweeties te koop. Maar hier gee hy nou sy biltongstukkies, 3 biltongstukkies gee hy nou vir my. En ek dink, sjoe, maar die kind het 'n mooi hart, dat hy nou so weggee. Hy sê, ja Tannie, dis nou die laaste keer wat ek nou by die skool gaan wees. Ek gaan nou na 'n ander skool toe. Ek sê, ai seun, ek gaan jou verskriklik mis, want ek sien jou elke dag hier, so ek gaan jou nou regtig mis. Ja, sê hy vir my Tannie, hy sê, dit het nou so gebeur met my mamma en pappa. Joshua, dankie. Hier is die pakkie. So, dit is so 'n pakkie met 3 stukkies, hier is meer, maar die stukkies biltong het hy so, ekskuus, nou moet ek seker terug. So, ek weet nie of julle kan sien nie, maar dit is so 'n pakkie met so biltong stukkies, wat hy toe nou vir my so in my hand kom stop. Hy sê vir my, Tannie, ek gaan nou nie weer by die skool wees nie, ek gaan nou na 'n ander skool toe, want dit het nou so gebeur dat my pappa en my mamma verlede week, dat my pappa en my mamma oorlede is. Ek sê, ai seun, hoe het dit nou gebeur? Wanneer? Nee, verlede week Tannie. En hy begin vir my vertel, hy het nie veel inligting gegee nie, maar hy vertel vir my wat gebeur het, en dis nie aan natuurlike oorsake nie. Hy sê vir my, so Tannie, ek gaan nou na hierdie skool toe, want ek gaan nou kinderhuis toe. En ek sukkel om my trane terug te hou van hierdie manmoedige, seker 10-jarige seentjie, wat voor my staan, en vir my kom weggee wat hy het. En die lewe het vir hom 'n kaart gespeel. En hy is net soos 'n leeu, staan hierdie seentjie daar. En ek besef, swaar kry tref ons almal. Ek gryp die kind en ek druk hom teen my vas. En hierdie woorde kom in my op, dat ons moet jubel in ons swaar kry. En ek dink, dis so close to home hierdie. Hoe jubel ons wanneer dit so seer is, wanneer dit so moeilik is? En dan dink ek aan Jesus wat gesê het in Johannes 16 vers 33, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Ek wil dit net weer lees, want ek dink ons het nodig om daarop te staan vanoggend. Skep moed, want Jesus sê, ek het die wêreld reeds oorwin. Want sien, hierdie goed wat hier gebeur is aan die verbygaan. Dis aan die verbygaan, maar God se glorie gaan nooit verby nie. Nooit. So, toe ek dit lees, toe besef ek, hierdie is 'n waarborg. Ons gaan swaar kry in hierdie lewe. Dis nie 'n keuse nie. So op hierdie oomblik is ek en jy op een van 3 plekke in ons lewe. Of jy is in die oomblik van swaar kry, of ek en jy is nou net daaruit, of dit lê vir ons voor. Maar dis waar ons is. Of dit nou beproewing in jou werksplek is, of dit in jou familie is, of dit siekte is, of dit 'n brose verhouding is, of dit finansiëel is, waar dit ook al is, swaar kry lê vir ons voor. En dan sê vers 3 vir ons moet jubel daarin, omdat die wat glo vrygespreek is, jubel ons in ons harte in tye van beproewing. So as 'n ongelowige mens deur beproewing gaan, dan kyk ek na die hier en die nou en die dinge om my, en ek probeer vasgryp aan mense, en ek probeer vasgryp aan dit wat rondom my is. Maar as gelowige, as kind van die Here, weet ons harte en ons oë is gerig op Jesus. En hy is ons hoop, nie dit
wat aan die verbygaan is, hieronder nie. En dis die verskil, dieselfde God wat vir my en vir jou vrygespreek het van ons sonde. Hoe groot is dit? Wat is my en jou aandeel daarin om vrygespreek te wees van sonde? Niks. Niks. Wat is Jesus se aandeel? Alles. Dieselfde God wat vir my en vir jou vrygespreek het, sê, ek sal jou nie alleen los in tye van swaar kry nie. Hou jou oë op my, ek is die hoop. Ek is die hoop. En dis waarom ons kan jubel. Dis waarom ons kan jubel, want ons weet, hierdie gaan verbygaan. Ek gaan dalk nie daaroor nie, ek moet daardeur, maar ek gaan nie alleen daardeur nie. So hierdie skrifgedeelte wat vir my so kosbaar is van hom, is hy gee vir ons 'n ander perspektief op swaar kry. Hy gee vir ons 'n ander perspektief, want binne in hierdie, as ek nou dink aan Saggeus, ek het eendag 'n hele boodskap oor Saggeus gegee, want ek dink ek verstaan die lengte situasie. Maar, so, as ek nou dink aan Saggeus, sy swaar kry was gering, want hy het nou maar gehardloop en hy wil graag vir Jesus gesien het. Dit was nou die probleem wat hy op daardie oomblik gehad het, en hy maak 'n plan en hy gaan klim in die boom. Die oomblik toe hy in die boom klim, toe sien hy bo oor al die mense en hy sien vir Jesus. Sy perspektief het verander. En een dag was ons in 'n doolhof in George gewees. En ek het later regtig half bekommerd begin raak, want ek het nie geweet of ek vanaand hier gaan slaap nie, want jy kry net nie daai uitgang nie, en dan is daar kort sulke pilaartjies, sulke staan goedjies gebou, wat jy nou boop kan gaan staan. En dan kry jy net weer perspektief om te sien, o nee, hier is 'n uitgang, ek moet nou net daai kant toe en so, en dan is daar nou 'n kaart ook, wat vir jou verduidelik, hoe moet jy nou hier uitkom. So dit was nou baie lekker om dit te doen, maar die oomblik, daai klaustrofobie gevoel wat jy het, as jy daar staan en jy kan nie sien, waar moet ek heen nie, is fantasties as jy daar bo kan staan, jy kan net vanuit 'n ander perspektief kyk. En dis wat Romeine 5 vers 3 tot 5 vir ons doen, wanneer ons na swaar kry kyk. Ons kyk met 'n ander perspektief na swaar kry, want dis deel van ons lewe. En wat vir my baie mooi is hier, is as ons Romeine 5 vers 3 tot 5 lees, dan sien ons, daar's 3 skatte. Daar's skatte in Romeine 5 vers 3 tot 5 vasgelê vir ons. En daar's een waarheid, en dit gaan ons vanoggend na kyk. So, as ek kyk na wanneer dinge met ons gebeur, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons deur swaar gaan, dan sit amper soos 'n botteltjie water wat ons so vat en ons druk hom, en dit wat binne in jou is, dis wat uitkom. Nee, dit is wat. So hierdie week het daar nog ietsie met my gebeur. Daar het baie goedjies hierdie week met my gebeur. So toe ek nou so ry, op pad van die een na die ander skool, toe gaan ek om 'n sirkel, en ek was so ontstel, ek het eintlik mense ingeroep om vir my raadgewers van sê net vir my, was ek verkeerd gewees, want, nou ja, nou is ek hier, dis nou 'n dubbelbaan, en dis nou 'n paar dae na, ek kan dit seker maar sê, maar dis op pad daar na Buys Village Spar, hy sit mos nou so op jou linkerkant, as jy nou so afgaan, nou hierdie baan kom hierdie kant toe, so ek is op pad hier af. En aan hierdie kant, aan die teenoorgestelde kant van waar ek ry, is hulle besig om iets in die pad te herstel. Nou kom daar, hulle sien seker die mense met die groot bakkies toe nou daai op stadium. Ek het niks teen mense met groot bakkies nie, ek hou van groot bakkies, maar toe sien hulle seker hierdie klein karretjie op pad en besluit hierdie vroutjie gaan te stadig wees. Ons wil almal graag voor haar indruk en nou net. So ek kom nou aangery en 3 bakkies ry nou al verby. Nou is ek al amper by die mense wat nou hier in die pad werk, maar hier voor my kom maar nog 'n bakkie aangery. Maar daai mense flikker vir my ligte, want ek moet nou stop. Flikker vir my ligte, en toe die man verby ry, toe sit die vrou eintlik op die punt van die sitplek en
betuie so vir my en die man wys vir my goed wat ek nie nou kan wys nie. En ek is so diep ontsteld. Ek sê net vir hulle, wat maak jy? Nou weet ek nie, dit vir hom gelyk vloeke kom nie, maar ek het nie. Ek het vir hom gevra, wat maak jy? En ek was ontstel daaroor en ek dink by myself, was ek verkeerd gewees? Het ek verkeerd opgetree? Nou ja, toe het ek my raadgewers gaan raadpleeg en ek was nie eintlik verkeerd in hierdie situasie en ek hoef nie te gestop het nie, maar die man het gevoel ek moet stop, maar onmiddellik toe dink ek, ek kon seker ook, ek hoef seker nie so te gemaak het en gevra het, wat doen jy nie, want dit het 'n reaksie uitgelok. En hy het toe nou vir my goed gewys, maar so in ons swaar kry, is dit soos 'n botteltjie in ons, wanneer jy hom druk, kom maar goed uit, en dit wat binne in jou is, dit kom uit. So, dit is nogals vir my 'n skok gewees. So, wanneer ons 'n kind van die Here is ons vergenoegd, is ons tevrede, en wanneer ons gedruk word, dan beweeg ons hart op na Jesus toe. Nie na hierdie dinge op hierdie aarde nie, want ek sê weer, hierdie is tydelik, maar God se glorie is vir altyd. Ek het julle al vertel die oggend van my pappa se begrafnis. Daardie oggend, en dis asof die Here my kort laat herkou daaraan, want daar het so baie gebeur daardie oggend, en die mense so deur mekaar, en jy so gefokus op dit wat hier rondom jou aangaan, dat ek eers na die tyd gesien het, dit wat hy gedoen het, dat ek sy glorie beleef het, toe ek om die kerk stap daardie oggend, en ek onthou tot vandag, toe ek met my kop afloop, en kyk, en hierdie druppel water op my wang so loop, en ek geforseerd opkyk, en ek besef, hy is saam met my hartseer. Sy glorie het ek daai dag beleef, in die swaarste tyd van my lewe. Sy glorie is vir altyd. So daar's 3 skatte in hierdie kosbare gedeelte. Die eerste een is, dat swaar kry bring volharding. So die eerste skat is volharding. Hebreërs 10 sê vir ons, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Volharding, het ek gaan oplees, is die wil om dit waarmee mens besig is, tot die einde toe te voer. Nou lees ek hierdie verhaaltjie raak. Dit is nou van 'n slak, wat in die wintermaande teen 'n appelboom op beweeg. En terwyl hy nou so stadig teen hierdie appelboom op beweeg, steek 'n wurmpie sy kop by die bas uit. Hy sê vir hom, hoor hierso, ek wil nou regtig nie vir jou sê, maar jy mors jou tyd hoor. Daar's nie 'n appel daarbo nie, gaan maar af. Hy sê, die slak kyk hom so en hy antwoord hom en hy sê vir hom, teen die tyd wat ek daarbo kom, is daar 'n appel. So miskien moet 'n mens net bietjie volhard, want teen die tyd wat ek daarbo kom, is daar dalk vir my ook 'n appel. So 'n prediker, ek lees dit raak, hy bestudeer mense, en hy sê 'n baie ware ding, en ek weet die ouer mense gaan hierdie bevestig. Mense wat min swaar kry beleef, kan nie baie hanteer nie. Ek het al soveel keer gehoor, dan sê mense somme maklik in die gesprek, jong, daai mense is al deur baie. Nee, ons praat mos so, ons sê, daai mense is al deur baie. Nou as 'n mens deur baie is, dan kan jy baie hanteer. Daai baie is swaar kry, is niks anders nie. As mense wat min swaar kry beleef het, kan nie baie hanteer nie. So waarom raak mense lui en wil nie meer werk nie? Waarom stel mense doelwitte en gee op? Daar's net een rede, dit raak moeilik. Dit verg deursettingsvermoë. Dit verg aanhou. En dan wil ek julle nou weer iets vertel. Kyk, ek sê julle mos, hierdie week was 'n baie besige week geweest.
So het ek so 2 maande terug begin oefen. En in my hele lewe kon ek nog nooit 'n sit-up gedoen het nie. En ek het vir jare my eie oefengroep gehad, en dan het ek die sit-up soos die pes vir my, want ek kan nie vir mense sê, doen 'n sit-up, maar ek kan nie eers vir hulle wys hoe om 'n sit-up te doen nie, want ek kan nie 'n sit-up doen nie. So nou het ek instrukteurs, fantastiese instrukteurs, en hulle sê vir my, hoorie, want nou skryf hulle dit daar op die bord, sit-ups asof dit nou niks is nie. Vir my is dit alles. Ek kan nie 'n sit-up doen nie. So elke keer dan moet hulle nou vir my iets anders probeer kry om nou hierdie sit-up te doen in die sit-up se plek. Toe het hulle nou later gesê, hoor hierso, kom ons maak nou so, as jy nou moet opkom, dan kom jy op jou elmboog op. So ek het hom so gekap, nee, as ek nou opkom. So dan gaan ek op my elmboog, dan gaan ek op en dan terug op my elmboog en af en dieselfde hierdie kant, maar dan moet ek nou dubbel doen, want ek moet nou al 2 kante se spiere oefen. So toe het ek dit nou gedoen. En op 'n dag, toe gee hulle vir my 'n gewiggie, en hulle sê vir my, ek moet met hierdie gewiggie nou, met 'n kettlebell, nou regop kom. So, toe kom ek agter, nee, dit is makliker. So dalk is daar hoop vir my. Maar so oefen ek en ek oefen. En een oggend, toe moet ons 'n sit-up row, 10 van hulle sit-up rows doen, dan moet jy nou opkom met die sit-up, dan moet jy nou eintlik hierdie bar vasstel, en dan trek jy jouself op, en laat sak, en dan gaan lê jy weer, en dan moet jy nou weer opkom in 'n sit-up. Ek sien toe, joe, nou weet ek, wat doen ek vandag nie? En die instrukteur sê vir my, kom ek sit 'n sandsak op jou tone neer. Hy het dit al probeer, het nie gewerk nie. Maar ek sê toe nou maar, jene, kom ons probeer maar. Nou sit hy die sandsak op my tone neer, en ek het nou, daar's nou 2 sulke ringe, want dis makliker. En ek kom op, en daar doen ek 'n sit-up, en ek gryp daai 2 ringe vas, asof vir my lewe daarvan afhang, en ek sê, jy, ek het dit gedoen, ek het 'n sit-up gedoen. So al wat ek probeer sê is volharding. Ek het Vrydag 50 gedoen. Dankie. Dis instrukteurs, maar ag, ek spot nou sommer grappenderwys, dit het regtig gebeur, maar ons leer volharding deur swaar kry. Daar is nie 'n ander manier nie. Hebreërs 12 sê dit so mooi, met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklike houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding. Al was ons daai liedjie van bly volhard soos atlete, kan julle dit onthou? Ek het daai liedjie het ons altyd gesing. Die wedloop van die geloof, o genade, hier doen ek dit weer. So, kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volëinder van ons geloofswedloop. Hy ter wille van die blydskap wat daar vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op 'n ereplek langs God op die troon. Ja, ons voorganger en volëinder. Hy het vir ons die kom wys hoe ons moet uithou, hoe ons moet aanhou. Die tweede ding wat ons lees in Romeine 5, die tweede skat, is karakter. En dit was nou so mooi gewees in die Amplified Bible, toe ek het gelees het ons, van the spiritual maturity. Spiritual maturity, karakter bou deur ondervinding. Ons doen ondervinding op en dit bou ons karakter. En swaar kry is 'n karaktertoets. Adrian Rogers sê die volgende: a refiner of gold knows when the gold is pure, when he can see his own face in it. Shoo. So our Lord wants to see his character reflected in us. Is dit nie mooi nie? En dan is die derde een hoop, en ek is nou amper klaar, so as jy nou moeg raak, hou moed, ons is amper daar, deursettingsvermoë, volharding, dis al wat ons nodig het, ok, hoop, God
vervaardig ons karakter. As ons kyk na 1 Samuel 17, Dawid, amper sê ek nou Daniel, goeie hemel. Dawid het gegaan en hy's voorbereid gewees daar waar hy skape opgepas het. Daar waar hy skape opgepas het, waar hy die leeu moes veg, waar hy die beer moes veg. Hy het nie eers geweet dit wat kom voor lê vir hom nie. Hy het nie eers geweet hy gaan op 'n stadium moet vir Goliat veg nie. Maar hy's voorberei daar. Hy het daar al geweet, sy hoop lê net in die Here. Daai dag toe hy daar staan, gaan lees 1 Samuel 17, dis so mooi. Sy hoop is in die Here, hy het geweet, hy gaan hierdie geveg wen, want die Here is aan sy kant. En Josef, sê ons so maklik daai rympie, from the pit to the prison to the palace. Wat so hoop is dit nie? Ek dink baie keer as my broer, ek het nou net een broer, maar ek het eintlik swaar gekry onder hom, man. Ek is baie lief vir hom, maar ek en hy kom baie goed oor die weg, maar ons het nie altyd nie, maar as hy my in 'n put moes gooi, dis wild. Jy weet nie wat gaan vir jou word nie. Ek seker hy sou my kom uithaal het, want hy's darm lief vir my, maar dis 'n moeilike ding waardeur Josef hier gegaan het, en hy het ook nie geweet, toe hy daar begin het, waar hy sou eindig nie. Maar kyk sy hoop wat God vir hom gegee het, waar het hy geëindig? En baie keer gaan 'n mens alleen deur hierdie swaar kry. As jy met iemand jou swaar kry deel, dan is party mense, weet jy, ek sal jou weer sien, hoor. Mense het soveel probleme van hulle eie, hulle wil nie eintlik altyd jou probleme ook hoor nie. So mens gaan baie keer alleen deur swaar kry. Soos wat Dawid moes gaan, soos wat Josef moes gaan, maar God verstaan. Hy's daar en hy weet. En dan stel Adrian Rogers dit so mooi wanneer hy sê, hope is not wishful desire. It means rock-ripped assurance based on the word of God and character of God. So ons het vandag gehoor dat 3 skatte vasgevang word en in ons ingebou word op hierdie vervaardigingslyn wanneer ons deur swaar kry gaan. Die eerste een is volharding, die tweede een is karakterbou en die derde een is hoop. En sluit ek vanoggend af net deur die volgende te sê, hoop lei ons na God en hou ons staande in Christus. Om na swaar kry te kyk en te jubel, en hier is die waarheid. Onthou julle, ek het gesê 3 skatte en 1 waarheid. Om in swaar kry te jubel is nie menslik nie. Dis bonatuurlik. Dis God in ons. Ons kan hierdie nie alleen doen nie. Ons kan dit nie alleen doen nie. Swaar kry kan mens vernietig as ons nie die Heilige Gees in ons lewe het nie. Maar met die Heilige Gees in ons kan ons jubel en kan ons juig in die hoop Jesus Christus. Koning Jesus, so dankie dat ons weet U wat ons volëinder en ons hoop is, Here Jesus. U het vir ons die pad kom loop en U het self swaar gekry. U het bloed gesweet, Jesus. U het gebid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Here, maar U het deurgegaan deur dit, omdat U geweet het wat die einddoel is. En Jesus, bid ek vandag, dat elke een van ons in ons swaar kry tye nooit ons oog van U af sal hou nie. Dat ons wanneer ons swaar kry sal bid vir perspektief oomblikke. Wanneer ons 'n treukie kan teruggee en U vir ons wys. Volhard. Ek bou jou karakter. Want daar's hoop vir jou. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.